Goeiemôre julle, baie welkom aan elkeen van julle. Dis lekker om binne in vakansietyd ook nog 'n hele klompie mense hier te sien. Kom ek bid vir ons en dan duik ons in vandag se tema aan. Ag Vader, ons wil U eer gee vir die wonderlike en groot God wat U is en vir dit wat U gedoen het soveel jare terug. Dat U nie net in Jerusalem ingekom het nie, maar deur dit wil U ook binne in elkeen van ons se lewe inkom. So ons eer U Vader vandag vir die manier wat U op ons lewe inkom. 'n Manier wat vreedsaam is, 'n manier wat vol liefde is. En Here, dis my gebed dat soos wat U op 'n nuwe manier in Jerusalem ingekom het, dat U op 'n nuwe manier vandag in mense se harte sal inkom. En dankie Here dat ons kan uitsien na dit wat U vandag ook vir ons wil doen en vir ons wil bring deur hierdie woord. So Here, ons eer U. Ons sê vir U dankie Vader in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. En niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Is dit nie die wonderlikste woorde eintlik aan die einde van daai boodskap nie, nê? Wat 'n kragtige video. Nou, geskiedkundig staan vandag bekend as Palm Sondag. Dis nie iets wat ons baie algemeen vier nie, maar dit is die intog van die verwagte Messias binne in Jerusalem. En Jerusalem ontvang Jesus eintlik op hierdie dag as koning. En klomp mense het saamgedrom, 'n skare het bymekaar gekom en hulle het klere en palmtakke voor hom uitgestrooi en hulle het gekom met 'n opgewondenheid, met 'n verwagting vir dit wat Jesus kan doen aan hulle omstandighede. En mense sê baie keer tye het verander en dan wonder ek, het dit regtig? Want as ek na my eie gebede kan kyk, as ek bieg, dan gaan baie van my gebede rondom omstandighede, myne en ander mense se omstandighede. En die boodskap van Palm Sondag nooi ons eintlik uit om na die groter prentjie te kyk, na dit wat die ewige een kom doen het, wat ewigheidswaarde het vir elkeen van ons wat hier sit en hom aangeneem het. Vandag se boodskap is dan nou eintlik in 'n mate 'n voorspelbare boodskap. Dit is die vervulling van profeseë van die verwagte Messias wat ingekom het en die begin van die heilige week. Maar wat as vandag anderster is? Wat as jy vandag miskien op 'n nuwe manier Jesus kan ervaar en hoe hy in jou lewe inkom? Wat kan gebeur as jy ontvanklik is vir dit wat hy wil doen binne in jou vandag? En dat dit wat hy binne in jou doen nie net 'n verandering aan jou omstandighede het nie, maar 'n verandering in al jou omstandighede vir die res van jou lewe en daarna. Wat kan gebeur? Want Jesus was voorheen al in Jerusalem gewees, hy het voorheen al in Jerusalem ingekom, maar hierdie keer was anderster gewees. Hierdie intog is beplan, dis vooraf uitgelê. Die voorbereiding daarvoor was anderster gewees en miskien het jy al voorheen van Jesus gehoor. Miskien het Jesus al op 'n stadium in jou lewe ingekom. En miskien is vandag anderster en gebeur iets binne in jou wat alles kan verander, want dit was my gebed vooraf gewees en soveel van ons gebedspanne wat vir jou gebid het, dat jy Jesus
op 'n ander manier sal ervaar binne in hierdie Paastyd en as gevolg daarvan iets anderster in jou lewe kan gebeur. Nou, soos wat ons daai video gekyk het, eintlik Palm Sondag was een van die mees dramatiese tonele gewees wat in die Bybel afspeel. En reeds vooraf weet ons dat dit gevaarlik was vir Jesus om in te gaan binne in Jerusalem in. Sy lewe was eintlik in bedreiging gewees en hy het geweet, hy gaan binne in Jerusalem in as 'n vry man en dat dit etlike dae mag gaan wees voor sy vyande hom gaan vasbind en hy behandel gaan word as 'n krimineel en dat hy tereggestel gaan word op 'n wrede manier en dat sy handpalms deurboor moet wees voordat hulle eers weer vry gaan kom. Ons lees daai waarskuwing, daai dreigement op sy lewe in Johannes 11 vers 57, daar staan die priesterhoofde en die fariseërs het intussen reeds opdragte uitgevaardig, dat as iemand weet waar Jesus hom bevind, hy die inligting moes deurgee, sodat hulle hom kon arresteer. En Jesus het geweet sy lewe is in gevaar, en tog ten spyte van hierdie dreigemente en dit wat hy geweet het, was hy gehoorsaam gewees, en het hy ingegaan in Jerusalem in, omdat hy geweet het wat moet gebeur. En die skare het gejuig en palmtakke het geswaai en klere was op die pad gewees en hierdie mense het hom ontvang. Dit het gelyk eintlik soos 'n kroning, maar wat dit was die begin van sy kruisiging. Mense het uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou daai woordjie Hosanna se oorsprong lê binne in die Ou Testament. Die eerste keer wat daai woord voorkom is in Psalm 118 vers 25. Daai versie lees: Here, red ons tog. Here, gee ons tog voorspoed. As ons daai eerste gedeelte van daai vers terug sou sit in Hebreëus, dan sou dit klink Adonai Yashana. Nou, as 'n mens woorde moet oorvertaal in 'n ander taal en jy het nie regtig 'n woord binne in daai taal wat by dit gaan pas nie, dan vat jy gewoonlik die klanke. So ek dink dis vir ons maklik om te sien hoe Yashana Hosanna geword het en dis waar dit vandaan kom. Nou ons gebruik dit baie keer in lofprysingsliedere, maar wat dit eintlik is 'n pleidooi vir God om redding. Yasha beteken verlos of red en Anna beteken dis beg of besiege, daar's 'n smeking daarin verbonde. So Adonai Yasha Anna is wat hierdie skare skree, Here red ons nou. En daar's 'n probleem. Hulle vra redding, maar hulle is nie heeltemal seker waarvan dit is waarvan hulle gered moet word nie. En ek dink eerlik gesê, baie keer sukkel ons ook om dit te verstaan. Nou in die lig daarvan dat ons nou meer inligting het as wat hierdie skare ooit oor Jesus gehad het, dink ek dit sal vir ons raadsaam wees om te gaan kyk of ons nie by 'n beter verstaan en 'n beter reaksie op die koning van konings kan uitkom nie. Nou ek het vir julle 'n baie praktiese raamwerk gemaak met baie mooi praktiese vrae. Net om vandag bietjie mooier te verduidelik en wat dit eintlik maar is, ek het stappe van bekering en reaksie op die evangelie gevat en dit is waar jou raamwerk uit bestaan en ek hoop dit help jou vandag. So ons begin en jy kan saam volg op jou raamwerk, Matteus 21 vers 1 tot 8. Jesus gaan Jerusalem triomfantlik binnekant. Toe Jerusalem begin naderkom, het Jesus en sy disippels die dorpie Betfage geleë teen die Olyfberg bereik. Hy het 2 disippels vooruitgestuur met die opdrag: gaan na die dorpie hier reg voor julle en julle sal 'n donkie daar vasgemaak sien staan met 'n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan, die Here het hulle nodig, hy sal hulle nou terugstuur. Dit het gebeur om die profesie te laat vervul. Sê vir die volk van Israel, kyk julle koning kom na julle toe, hy is saggeaard en hy ry op 'n donkie, ja, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus vir hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vul gebring, hulle boklere op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus neergegooi en ander het takke van die bome afgekap en dit voor in die pad versprei. Nou Matteus echo daar in vers 5 eintlik maar daai profesie wat vervulling gekom het, die profesie wat aanvanklik uit Sagaria 9 vers 9 uitgegee is. En dit is vir my eintlik so mooi daai interaktiwiteit tussen die Ou en die Nuwe Testament. En mens kan eintlik nie die een lees sonder
'n groot waardering as jy nie die ander ene lees wat saam met dit gaan nie. Augustine het gesê, the Old Testament is the New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament revealed. En dit is vir my so mooi, ons moet die hele Bybel lees om die hele prentjie oor Jesus te kry. En die hele Bybel vertel vir ons hoekom Jesus as koning regtig waardig is. Maar Jesus as koning dwing ons eintlik tot 'n besluit vandag. Want ek en jy kan nie neutraal wees oor Jesus nie. Hy wil nie hê dat ons hom net as 'n interessante figuur van die historiese belang beskou nie. Hy is koning en ek en jy het 'n besluit om te maak of gaan ons hom aanvaar of gaan ons hom verwerp. En ek wil asseblief praat in die eerste rigting want dit gaan vandag se gesprek baie makliker maak. So punt 1 op jou raamwerk gaan jy invul, erken hom as koning. En hy is 'n nederige koning, hy is 'n ware koning en hy is 'n waardige koning. En hier is die eerste verrassing eintlik. Hierdie koning kom stad toe, maar hy kom nie op 'n perd nie, hy kom nie op 'n oorlogperd nie, hy kom ingery op 'n donkie. Nou in die antieke wêreld het dit eintlik 'n baie significant waarde gehad. En die significance daarvan was dat as konings oorlog toe gegaan het, dan het hulle op perde gegaan. En as julle gewonder het, die koning kry die grootste perd. Ek dink hulle gaan meet al die perde, hierdie een is die grootste perd, die koning kan op hom ry. Maar Jesus kies dit nie, hy kies om in te gaan op 'n donkie. Nou, die skare op hierdie dag ontvang Jesus as die koning wat hulle soek. Hulle soek eintlik 'n kragtige koning wat hulle met geweld kan bevry van hulle onderdrukkers. En deur dit wat Jesus doen om op 'n donkie in die dorp in te kom, in Jerusalem in te kom, maak hy eintlik hierdie verklaring sonder om 'n woord te spreek. Hy kom in op 'n donkie. En hy sê, ek kom in vrede. Ek kom nie om te verower nie, maar ek kom om elkeen van julle te red. En dis die paradoks van Jesus se koningskap. Hy is die almagtige, maar hy is nederig. Hy is koning, maar hy is dienaar. Hy is oorwinnaar, maar hy is ook die gekruisigde. En Jesus se koningskap is van die begin af tot nou toe anderster is dit wat lyk in hierdie wêreld. Die wêreld sê mag beteken beheer, maar Jesus sê mag beteken opoffering. Die wêreld sê mag bewys jou koningskap, maar Jesus sê nee, nederigheid bewys my koningskap. En die koning van die heelal kom aarde toe, nie om op 'n troon te kom sit nie, maar op 'n donkie. Nou die mense langs die pad was baie opgewonde. Hulle skree, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hulle glo Jesus is die Messias, maar dit wat hulle van hom verwag is 'n politieke Messias. Iemand wat hulle sal kom bevry, want julle sien, Rome het op hierdie stadium geregeer oor Israel. En dit het moeilik gegaan, die volk was onderdruk, die belasting was hoog, en wat hulle eintlik maar gesoek het, is nog 'n Dawid wat sal opstaan en hulle kom bevry. Iemand wat 'n revolusie sal begin en 'n oorlog sal maak, sodat die Romeine verdryf kan word en Rome uiteindelik oorwin kan word. Maar Jesus het eintlik presies geweet hoekom hy in Jerusalem inkom en waarheen hy op pad is. Eers Jerusalem en dan die tempel en dan Golgotha en dan die graf, dan die opstanding. Hy het dit doelbewus, het hy daardie pad geloop. Nie omdat mense hom binne in dit geboelie het nie. Nie omdat hulle sterker as hy was en hy nie 'n keuse daarin gehad het nie. Hy het dit gedoen omdat hy ons lief het. En hierdie koning het nie sy lewe verloor nie. Hy het sy lewe kom gee. Nou, hierdie skare was 'n skare wat baie vinnig oorgegaan het van kroon hom na kruisig hom net 'n paar dae later. En voordat ons hulle kritiseer, moet ons eintlik onsself bietjie konfronteer. Want soos wat hierdie skare het vir Jesus verwelkom, solank hy gepas het binne in hulle planne en binne in hulle raamwerk van dinge hoe hulle dit wou gedoen het, maar sodra hy dit nie doen nie, is die punt waar hulle teen hom gedraai het. En as ons baie keer kyk na ons geloofslewe, dan doen ons nogal dieselfde aan Jesus. Ons sê Jesus, wees my koning en seën my planne. En sodra Jesus nie ons planne seën nie, dan verwerp ons hom. En Jesus het nie gekom om te planne te seën nie. Hy het gekom om harte te verander. Ek dink die gevaar is dat as ons so situasie gefokus is,
dan dink ons dit is ons grootste probleem. En die evangelie sê dit is nie ons grootste probleem nie. Dis sonde wat hierdie wêreld skeef trek. Dis sonde wat maak dat ons nie Jesus as koning kan sien nie. So ek het gedink, miskien is dit 'n goeie oefening om op jou raamwerk 'n paar refleksievrae te sit, om ons te help om hierdie dinge deur te dink, maar ek wil vra dat jy hulle nie nou invul nie, jy moet nou luister, jy kan hulle later gaan invul asseblief. Maar die refleksievrae wat saamgaan saam met hierdie eerste ene is, waar in my lewe sukkel ek om Jesus as koning te erken? En hierdie week is 1.2, hierdie week wil ek Jesus as koning erken in hierdie area van my lewe. Nou, ek weet dit klink verskriklik, want ons sê mos eintlik, Jesus moet koning wees oor jou hele lewe. En ek weet hoe intimiderend dit partykeer vir mense kan wees. So daai eerste stap om Jesus net koning te maak oor een area, en dan oor 'n volgende, en dan oor 'n volgende, help jou momentum te kry, tot by 'n plek waar hy koning is oor jou hele lewe. En ek wil jou regtig aanmoedig om dit te gaan doen. So nou dat ons Jesus erken het as koning, kan ons oorgaan na die tweede gedeelte. Punt nommer 2 daar op jou raamwerk kan jy invul, erken jou grootste probleem. Nou, ons het almal redding nodig. Ons lewe in 'n wêreld wat stikkend is en vol van nood is. En party van ons voel dalk ek het redding nodig van my omstandighede. Partykeer kom jy op 'n plek waar jy voel ek het redding nodig van mense. Of miskien is jy selfs op die plek waar jy voel ek het redding nodig van myself. En die Bybel ontken nie hierdie pyn nie. Die dinge waarmee ons sukkel is werklike dinge. Dis dinge waarmee Jesus ook gesukkel het. Toe hy hier op aarde was, het hy ook onder versoeking en verlies en verwerping en al die dinge wat ons mee sukkel, het Jesus ook mee gesukkel. Die Bybel ontken dit glad nie, maar die evangelie sê, daar is 'n dieper probleem as hierdie dinge waarmee ons sukkel, en die ware probleem kom dan nou uit daarby, wil dat wanneer hierdie mense roep, Hosanna, Here, red ons nou, dink hulle grootste probleem is Rome. En Jesus het geweet, hulle grootste probleem is nie Rome nie. Hulle grootste probleem is sonde. En dit is ons probleem ook. Die Bybel sê vir ons is almal sondaars. Ons almal skiet tekort aan die eer wat God eintlik toekom in ons lewe nie om hom te eer nie. Ons grootste probleem is nie net dat ons bevryding nodig het van ons omstandighede en van hierdie wêreld en sy gebrokenheid nie. Ons grootste probleem is eintlik dat ons baie keer in ons sonde deel het aan dit wat fout is binne in die gebrokenheid van hierdie wêreld. So ons het nie net redding nodig van ekonomiese krisisse of van gesondheidsprobleme, politieke chaos of persoonlike lyding nie. Ons het bevryding nodig van ons sonde. Nou, sonde is nie net slegte dinge wat jy doen nie. Sonde beteken ook om in weerstand van God te lewe, om nie toe te laat om beheer in jou lewe te kry nie, en intentioneel amper te wees om hom uit te skakel. En dan maak ons onsself sentraal binne in ons lewe en ons bou ons eie koninkryke rondom ons. Die diepste probleem van die menslike hart is vervreemding van God. En dit is waarom Jesus Jerusalem ingery het, om vrede tussen ons en God te bewerkstellig. En hier is die dramatiese ironie. Die skare dink dis 'n oorwinningsparade, maar Jesus weet dis eintlik 'n begrafnisoptog. Palmsondag begin die week wat eindig op Golgotha. So hoe weet ek leef binne in hierdie stap waar ek 'n erkenning en 'n besef van my sondes het. Ons het aan die begin het ons 'n liedjie gesing, Hosanna, en daai lied het eintlik sulke kragtige woorde in, break my heart for what breaks yours. En dan is die vraag wat ons eintlik vir onsself kan vra is, wat doen my sonde aan my hart en aan my gedagtes? As ek op 'n plek is waar sonde berou binne in my inbring en my dryf na 'n regstel aksie toe, dan is ons besig om op die regte pad te gaan. Maar as ons sonde binne in ons lewe het en ons verdra ons sonde, en dis okay, ons verskoon dit en ons leef daarmee saam, dan is dit iets waaraan ek en jy moet aandag gee as dit die geval is binne in ons lewe. So die praktiese vraag gaan dan daaroor, en dis miskien iets wat 'n mens eers bidend by die Here moet gaan lê, gaan hoor by hom, dat hy vir jou uitwys wat die dinge is wat regtig die grootste in jou lewe is. Die vraag daarso is, wat is die sonde of hartshouding wat die Here vandag vir my wys? En dan 2.2, wat kies ek om
hierdie area na God toe te bring. En dis is sonde. Vandag kies ek om hierdie area na God toe te bring. En dis 'n sonde area wat binne in jou lewe is. En dan as ons sondes het, dan kan ons net na die Here toe gaan en ons kan vergifnis vra en ons kan sy genade ontvang. En die skokkende waarheid van die evangelie is eintlik wat dit gekos het om God se genade by my en jou uit te bring. God het mens geword en hierdie koning het gekom, nie om op 'n troon te gaan sit nie, maar om aan 'n kruis te gaan sterf. En hy het gekom om te sterf, nie om sy vyande te wreek nie, maar om sy vyande te red. En ons weet dat elkeen van ons was voorheen eintlik maar vyande van God gewees. Sonde stel 'n vyandskap tussen ons en God in. En Jesus het gekom en hy het gaan sterf aan die kruis voordat ons hom nog aangeneem het. En sy liefde word vir ons daarin bewys binne in dit wat hy gedoen het. En ons kan hierdie genade van hom ontvang deur niks meer te doen as om te erken en te bely dat Jesus die seun van God is, dat hy nou koning van jou lewe is, dat dit wat hy gedoen het aan die kruis genoeg is om my en jou skuldbrief en ons sondelas af te skryf wanneer ons vergifnis daarvoor vra. Ek dink ons maak partykeer die pad na verlossing heeltemal te complicated as wat dit nodig is om te wees. Die palmtakke wys na sy kroning, maar daai kroon moes eers 'n doringkroon gewees het. Jesus as verlosser koning is deur daai skare verwelkom, maar daai verlosser koning moes eers deur 'n kruisiging gegaan het. En die refleksievraag wat ons dan hier het is, wat beteken Jesus se kruisdood vir my persoonlik? En miskien kan jy ook vandag 'n toewyding maak en dis om, wat gaan jy hierdie week bewustelik leef in dankbaarheid vir die kruis? Wat is dit wat jy gaan doen? En dan kan ons aangaan na die volgende stap toe. As ons hierdie genade ontvang het en daar is vrede tussen ons en God, dan kan ons hom begin volg en binne in sy weë loop. En dis punt nommer 4 daar op jou raamwerk. Volg die koning. Nou Palm Sondag lyk eintlik soos 'n nederlaag wat kom as 'n mens net so opsigtelik daarna kyk. Maar dis eintlik die begin van die grootste oorwinning in die geskiedenis. Want Jesus het gekom om sy vyande te kom verslaan. Die dood, die Satan en die sonde. Mense verwag 'n politieke oorwinning. Dis wat daai skare op daai dag verwag het. Maar die ware oorwinning het nie plaasgevind op Palm Sondag nie. Dit het plaasgevind op Goeie Vrydag en op Opstanding Sondag. Maar Palm Sondag stel vir elkeen van ons 'n vraag. Wie is Jesus vir jou? Die skare het gesê, hy's 'n profeet. Sommige ander het gesê, hy's iemand wat net wonderwerke doen. En selfs nog ander het gesê, nee, wat hy's maar net 'n morele leermeester. Wie is Jesus vir jou? En elke mens moet besluit, of gaan ek Jesus as koning aanvaar, en of gaan ek hom as koning verwerp. En as ons hom verwelkom, as ons gekies het vir hom, hoe moet my lewe daarna lyk? Hoe tree ek binne in hierdie in? Die Bybel sê vir ons, beskerm jou hart, want dit bepaal jou lewe. Maar as ons ook baie keer kyk na dit wat ons nog in ons karakters vassit, daai dinge speel ook uit binne in ons lewe. So ons het bietjie nodig om karakterondersoek te doen, en dis die refleksievraag onder hierdie gedeelte is, watter karakteraanpassing sou God graag by my wou sien? En wat is een stap wat ek die week kan doen om nader te kom aan die bogenoemde ideaal? Nou as ons hierdie eerste 4 stappe gedoen het, dan is die baie gepaste reaksie stap nommer 5. Reageer met aanbidding. En dis iets wat Jesus se volgelinge eintlik op hierdie dag baie mooi reg gekry het. Hulle het gereageer met aanbidding en met lofprysing, en dis so gepaste reaksie. Lukas 19 van vers 37 sê hy, toe hy nader kom, reeds op die afdraand van die Olyfberg, het die groot skare disippels God uit volle bors begin loof en prys, oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het gesing, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Sommige van die fariseërs uit die skare het vir Jesus gesê, leermeester, bestraf jou disippels. Maar Jesus het gereageer, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. En dit bring ons eintlik by die groter en dieper vraag van Palm Sondag ook. Dis nie net wie is Jesus nie, maar ook is hy waardig.
Is hy waardig van my lewe? Is hy waardig van my hart? Is hy waardig van my gehoorsaamheid? En is hy waardig van my aanbidding? En hierdie is persoonlike vrae, want Jesus is veronderstel om persoonlik te wees vir my en vir jou. Hy vra nie net bewondering nie, hy vra lojaliteit. Hy vra nie net dat ons hom op Palmsondag sal vier nie, hy vra dat ons hom vandag sal volg. Selfs wanneer daai pad deur die kruis loop. En ons kan hom volg, omdat hy waardig is. En daai waardigheid word op die beste manier uitgebeeld in Openbaring 5. Daar staan, ek het ook 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak, of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word, wat waardig is om die boekrol oop te maak, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol van die 7 seels daarvan kan oopmaak. En dit is Jesus. Daai lied Is He Worthy is gebaseer op hierdie toneel van Openbaring 5. En daai lied vra 'n reeks vrae. Is die wêreld gebroke? Ja. Is daar iemand wat waardig is om dit aan te spreek? Ja. En Jesus is die een wat die graf oorwin het, en wat mense uit elke volk en taal kon red as gevolg van dit. Wie is waardig? Die lam wat geslag is, die koning wat gesterf het, en die verlosser wat opgestaan het. En dis presies waar Palmsondag ons bring, van 'n donkie na 'n kruis, na 'n leë graf, na 'n hemeltroon. En ons refleksievraag op hierdie gedeelte is, gee een rede waarom Jesus vir jou waardig is. En dan ek wil Jesus eer deur hierdie week hierdie geestelike praktyke te doen. En dis praktyke wat jy kan merk daar op jou raamwerk, stappe wat jy kan volg om nader aan hom te kom en meer soos hy te word. So as ons kyk na ons slotreaksie van Palmsondag, hierdie mense roep Hosanna, maar hulle verstaan nie regtig waarom Jesus waardig is nie. Hy is nie waardig omdat hy mag het nie. Hy is waardig omdat hy lief het. Hy is waardig omdat hy in hierdie liefde gesterf het vir ons. En hy is waardig omdat dit wat hy gedoen het, goed genoeg was in God se oë, dat hy kon opstaan uit die dood uit. En daarom is 'n gepaste reaksie vandag nie net vrae van refleksie nie. 'n Gepaste reaksie is aanbidding. Want Palmsondag lei ons eintlik na daai vraag toe. Nie net wie is hy nie, maar is hy waardig om koning te wees? Is hy waardig van die eer? Is hy waardig van die heerlikheid? Is hy waardig van ons lewens? Deur die eeue antwoord die hele hemel ja. Deur die eeue antwoord die kerk ja. En dit wil ek vandag vir julle vra, liewe gemeente, en julle moet dit bring. Is hy waardig? Ja. Is hy waardig? Ja. Amen. Kan ek vra dat ons staan en dan bid ons vir ons, en dan sluit ons die diens af. Ag Here, ja, ons kom na U toe. Ons sê Adonai, Yashana. Ons kom vra, Here, red ons. Ons kom erken in hierdie oomblik, Here, dat U koning is, dat U die seun van God is, en ons nooi in ons lewens in. Here, ons erken, ons grootste probleem is sonde, en ons kan daaraan self niks doen nie. So dankie Here, dat U alles gedoen het wat nodig is, om die saak reg te maak tussen ons en God. Dankie Vader vir die liefde en vir die genade. Here, help ons om 'n nuwe pad te loop, 'n pad waarop U is. Help ons om ons geestelike oë en ons geestelike ore te kan spits op dit wat U wil hê, Here. Help ons om in aanbidding te leef en bewus te wees van almal rondom ons wat U nog nie het nie. So dankie Here dat ons onsself eers na U toe kan bring en U kan eer en prys vir dit wat vir ons gedoen is en dat ons kan gebruik word in die koninkryk om daai selfde verlossing van 'n koning wat
op nuwe maniere inkom in mense se lewens, dat ons kan deel wees van daai nuwe maniere. So Here, ons eer U vir dit wat U doen. En Vader, dankie. Dankie vir die bloed van Jesus, vir die kruis, waarna ons uitsien om te herdenk volgende Sondag. Here, ons het U lief, en ons eer U in die naam van Jesus Christus. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.